As hy vandag vier ons Moedersdag, of jy nou 'n biologiese ma is, of jy 'n ander ma is, 'n geestelike ma is, of jy 'n mentor is, 'n ouma is, 'n tannie, 'n vriendin, dit maak nie saak. Vandag vier ons jou en sê ons vir jou dankie. Maar bovenal, vier ons vandag in ons reeks die krag van wanneer liefde werk. En dis nie net liefde wat ons sê nie, en praat nie, dis hierdie liefde wat ons doen, en die liefde wat ons leef. Nou ja, ons reis hierdie jaar deur die boek Korintiërs, soos julle sien, en dalk weet jy dit nie, ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee. So die hawe stad van Korinte was baie vooruitstrewend. Geweldig goed gegaan in Korinte. Met gevolg is dat die gemeente in Korinte, het dit ook nie goed gegaan. Nou, interessant genoeg, hulle was die gemeente wat glad nie vervolg is in die Romeinse Ryk in daardie tyd nie. Kyk, en die gawes het gevloei. Dit het gevloei, daar was profesie, daar was tale, daar was genesing, woord van kennis, papie, dit het gevloei, dit het geopereer. Maar, daar was nie eenheid nie. En Paulus het te hore gekom hiervan. Mense het dit vir hom kom vertel, hy het nuus gekry, en die mense in Korinte, die gemeente het vir hom allerhande vrae gevra oor die gawes, en hy besef, hier's 'n paar goed wat aangespreek moet word. En hy skryf toe vir hulle briewe. En onder andere in hierdie briewe skryf hy vir hulle gedig in die vorm van 1 Korintiërs 13. En in hierdie gedig wil hy vir hulle kom wys wat is 'n meer uitnemender pad om te leef, die meer uitnemender weg om te leef. Nou moenie my verkeerd verstaan nie, hy was nie gekant teen die gawes nie, glad nie. Ek meen vroeër in die boek het hy die Here gedank vir die gawes. So hy begin 1 Korintiërs 13 hierdie gedig. Begin hy deur sê, ouens, julle kan al hierdie gawes hê. Maar as die liefde nie daar is, maak julle net lawaai. En dan gaan hy oor en dan sê hy, kom ek wys vir julle 'n meer uitnemender weg van lewe. Maar kom lees saam met my in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 8. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende sambaal geword. Dit is verskriklike beskrywende woorde nou dat ek daaraan dink. So 'n weergalmende gong, jy lawaai. En 'n kletter, né? Ek bedoel, dis 'n groot lawaai. En al profeteer ek, en begryp ek alle geheime, en besit ek alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit, en gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Dan gaan hy oor, dan sê hy, luister gou hier. Hier is wat ek wil julle moet luister, dan sê hy, liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie, liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid, dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verduur alles, liefde faal nooit. Nou in haar eerste deel, kon jy die woordjie ek hoor? Dis ek, nie? Ek profeteer, ek het al die kennis, ek kan al hierdie geloof, ek. En dan die oomblik wanneer hy oorgaan om te sê, hoe is hierdie liefde? Dan hoor jy een keer die woordjie ek nie. Jy hoor net liefde. En dan gaan hy nou aan en hy sê, dit bedek alles, dit glo alles. Hoor julle die woord alles? Nou, Doxa Dayo, baie studies gemaak, navorsing gedoen, en ons het tot die slotsom gekom. Alles beteken regtig alles. Alles is alles. Hulle kan my woord vat vir dit. So Paulus kom en hy herinner die gemeente van Korinte dat gawes sonder liefde niks beteken. Jy kan praat, jy kan opdaag, jy kan werk, jy kan gee, maar as liefde ontbreek, dan is daar nie eenheid nie. En verhoudings verbrokkel en verbintenis ontbreek. Nou 1 Korintiërs 13, hierdie gedig, sien ons hoe ware liefde lyk en hoe dit optree. Dis nie gevoelens nie. En het jy geweet dat 1 Korintiërs 13 eintlik 'n beskrywing is van Jesus homself, Jesus Christus. Dit is wie hy is, die opgestane Christus. En dieselfde Gees wat hom uit die dood opgewek het Paulus geïnspireer om hierdie ongelooflike gedig vir my en vir jou te skryf. En in die Grieks is hierdie woord liefde wat hy hier gebruik, agape. Agape is die hoogste vorm van liefde. Dis goddelike liefde. Dis volmaakte liefde. En hierdie liefde agape is 'n werkwoord.
Dis actually iets wat liefde kom doen, iets wat Jesus kom doen. Vir ander, met ander in die gemeente. En daar's 15 werkwoorde in daai gedig. Nou Aubrey het laasweek gepraat hoe Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 28 en 29 oor die nagmaal, hy praat met ons oor die nagmaal en ons deelname aan die nagmaal. So lees gou saam in 1 Korintiërs 11 vers 28. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Wat bedoel Paulus met hierdie selfondersoek? Dis dat ek en jy vir mekaar vra, vir jouself, nie vir mekaar nie, dis 'n selfondersoek. Verkondig my lewe die kruis? Hoe lyk my deelname aan sy liggaam en in die gemeente? Bou ek verhouding? Werk ek saam met die Gees? En hoekom vra ons al hierdie vrae? Sodat ek en jy kan groei in hierdie einste liefde. Hoekom? Want julle dit bou verhouding. God se liefde werk nie net vir mense nie. Dit werk tussen mense. Want sien, toe God die wêreld geskep het, het hy nie net die mens gemaak nie. Hy het verhouding kom skep. Hy het homself met ons verbind, sodat ons as sy liggaam saam verbind is. So ons is nou in verhouding met mekaar en natuurlik met hom. Hoor gaan 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Weereens almal, kan julle hoor, almal is regtig almal. Dis nie iemand wat uitgesonder word nie. So die Heilige Gees is met ons almal, daai gemeenskap. Hierdie gemeenskap is die Griekse woord koinonia. Koinonia beteken vennootskap, partnership. So verhouding, kan jy saam met my sê, verhouding kan nie bestaan as daar nie 'n vennootskap of 'n partnership is nie. Is ek reg? En vennootskap kan nie bestaan as daar nie verhouding is nie. Is ek reg? Ek is regtig reg. Ons as gelowiges, julle, is deur die Gees verbind. Ons is in 'n verbintenis met mekaar, deur ons verhouding met God die Vader, Jesus en die Heilige Gees, en dit vloei natuurlik uit in ons verhoudings met ander. En hoe kry ons dit reg? Die Gees bewerk dit in ons. Paulus skryf vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 1. My liewe vriende, nou wil ek met julle praat oor die verskillende maniere waarop die Gees in ons werk. Nou net gou, parkeer hom net daar. Die woord leer vir ons, as jy net 2 versies aangaan, jammer, in 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. So jy wat vanoggend hier sit, en in Jesus glo, die Heilige Gees het reeds in jou kom woon, en hy het reeds in jou kom werk. So hoe beskryf Paulus die werkinge van die Gees? In 1 Korintiërs 12 vers 6 en 11 sê hy, daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge bewerk. En dan in vers 11 is nie op die bord nie. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Kan jy hoor, dis dieselfde God, dis dieselfde Gees wat ons met mekaar verbind, en daarom, wanneer God se liefde werk in verhoudings, dan sien ons harte word genees. Ons sien mense word vergewe. Ons sien verhoudings wat herstel. Ons sien families wat sterker word. Ons sien die kerk word gesonder. So die bewys dat God se liefde werk is nie 'n emosie nie. Dis in verhoudings wat blom, soos wat ons nou daar sien. As jy wil sien of God se liefde werk, en na woorde luister nie, kyk of dit verhouding bou. Kom ons kyk bietjie hierna. Liefde is die boumateriaal van verhouding. Nou in 1 Korintiërs 13 wys Paulus vir ons dat liefde nie net 'n emosie is nie, né? Ons het nou dit ge-establish, né? Dis nie 'n emosie nie. Dit is die fondasie waarop verhouding gebou word. Dis wat hierdie liefde is. Ons hoor,
Nee, ons hoor, liefde is geduldig, liefde is vriendelik, liefde is nederig en dit vergewe. Julle, hierdie is nie net mooi woorde nie. Klink pragtig, ja, ek wens ek kan al daai goeie. Dis doenwoorde. Dis actually doenwoorde, dit is fisies praktiese boustene om hierdie fondasie te bou. Ek meen, geduld hou verhouding by mekaar, wanneer mense mekaar toets. Ek meen, Aubrey toets my elke dag. Vriendelikheid skep ruimte vir mense om te groei. Ek meen, as jy vriendelik is, en jy daag vriendelik op 'n plek op, jy skep 'n spasie vir mense wat daar by jou is, om veilig te voel. En dit onmiddellik skep 'n spasie vir hulle waar hulle kan groei. Nederigheid keer dat ego verhoudings vernietig. Ons het gehoor daar in die begin van die gedig. Ek. Wat daar ek is daar nie 'n verhouding nie. Vergifnis herstel wat gebreek het. So ons kan sê waar liefde werk, word verhouding gebou. Die tweede punt wat ek wil maak. Sonder liefde breek verhouding. Paulus sê vir ons, al het ek alles, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. So, jy kan hier sit vandag en ek's 'n goeie ma, ek's 'n goeie pa, doen altyd die regte dinge, lyk baie geestelik, maar as die liefde nie in dit is nie, is ons woorde hard. Nee, ons dade is leeg. En verhoudings is oppervlakkig. En dit breek ewen. En julle, ons sien dit elke dag in huise waar daar genoeg is. Daar's baie. Behalwe liefde. Mense wat in verhouding is met mekaar, maar daar's nie 'n verbintenis nie. So ons kan sê dat sonder liefde kan verhouding nie oorleef nie. Die derde punt wat ek wil maak. Wanneer God se liefde werk, word verhouding herstel. Die wonder van die goeie nuus is dit. God het nie net kom verhouding skep nie, hy het dit ook kom herstel. Hoe? Deur sy seun, Jesus. Hierdie liefde, hierdie agape liefde, daai liefde wat in 1 Korintiërs 13 vir ons gegee het. God se liefde reik uit na gebroke mense. Vergewe waar daar skuld is. Bring mense terug na hom toe. En wanneer daardie liefde in my en jou begin werk, kan dit nie anders as om oor te vloei na ander nie. Skielik praat ons anders. Skielik reageer ons anders. En skielik kyk ons anders na mense. So ons begin nou bou waar ons vroeër so afgebreek het. Die vierde punt wat ek wil maak is, liefde is 'n keuse wat verhouding bou. Julle, liefde is nie 'n weet ding nie. Dis 'n word ding. En die Heilige Gees het ons mos gehoor nou, hy bewerk dit in ons. Die liefde van Jesus dring ons. Ons lees daai in 2 Korintiërs 5 vers 14. Want onthou, ons is mos nou in 'n verhouding, ons is in 'n verbintenis, ons is in 'n vennootskap. So dit beteken jy kies om geduldig te wees. Jy kies om nie maklik kwaad te word nie. Jy kies om nie rekord te hou van die seer nie. En elke keer wanneer ek en jy kies om lief te hê, lê ons nog 'n baksteen. Lê ons nog 'n baksteen in die bou van hierdie verhouding. So kan jy saam met my stem, waar liefde werk, word verhouding gebou. Waar liefde ontbreek, val verhouding uitmekaar. Nee? Amen. Ja. Nou julle, dit is Moedersdag. Ek is 'n vrou, ek is 'n moeder. Ek staan nou hier voor. So wat dink jy is die kans dat ek oor vroue gaan praat? 100%. Paas, manne, dit sluit julle in. Onthou nou net, ons is in verhouding met mekaar. Ons is almal saam verbind met een Gees, een God. Ek gebruik net vroue as 'n voorbeeld, want dit is after all Moedersdag. So ek gaan vroue gebruik, en ek is 'n vrou, né? En ek gaan gesels oor 2 vroue. Nie is die Rit nie, is ook die Esther nie. Hulle is in die Bybel, as julle nie geweet het nie. Ek gaan oor 2 vroue gesels, wat so of terloops genoem word. Maar, wie se liefde generasies geïmpakteer het, wie se liefde getrou was, en wie se dade en keuses verhoudings gebou het, en die verhoudings het geblom deur hulle liefde in die verhoudings wat hulle gebou het. Nou die eerste vrou waaroor ek wil gesels, haar naam is Junia.
Wie was Junia? Weet julle, nee. Sy was 'n apostel. Nou ons weet uit die boek Romeine, dat Junia saam met Paulus en die apostels bedien het. En sy was effektief genoeg dat die plaaslike owerhede haar as 'n bedreiging gesien het. So hulle het haar gevange geneem saam met Paulus. Sy was saam met Paulus in die tronk. Het julle dit geweet? Nee? Paulus het Junia en haar medewerker Andronicus hoog genoeg geag dat hy hulle geprys het. Hy sê in Romeine 16 vers 7, groet Andronicus en Junia, my volksgenote en medegevangenes. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en wat reeds voor my in Christus was. Nou net so 'n bietjie interessantheid oor Junia. Alhoewel sy in die vroeë tyd wyd aanvaar is as 'n vroulike apostel in die vroeë kerkgeskiedenis en in daai tyd. Nou in latere vertalings het hulle 'n S agter aan haar naam bygevoeg. En onmiddellik het dit oorgegaan na die manlike vorm Junias. Wat was die redenasie agter? Hoekom het dit gebeur? Was dit miskien 'n skrywerfout of was dit meer polities gedrewe want hulle wou nie gehad het apostels, vroue moet apostels wees nie? Ons weet nie. Ons weet dit nie. Maar wat ons wel weet, is dat die manlike naam Junias in daai tyd, toe hulle geleef het, in wese nie bestaan het eers nie. Maar Junia was algemeen bekend as 'n vrouenaam in daai tyd. En tot vandag toe nog, jy kan dit gaan Google as jy wil. Nou die NIV vertaling het in sy 2011 hersiening, het hy die S weggevat en Junia se identiteit is weer herstel. Junia, net 'n naam en 'n sin, maar tog noem Paulus haar in sekere van die vertalings uitstaande. Nie omdat sy bekend was nie, maar omdat sy getrou was in haar liefde. Sy het gedien, sy het volgehou en sy het saam met Paulus gelei. En dan die ander vrou, Eunice. Wie was Eunice? Eunice was 'n ma. Nou in Handelinge 16 vers 1 lees ons van 'n jong ma wat se vrou 'n gelowige was. Maar haar naam word eers later genoem in 2 Timoteus 1 vers 5, waar ons lees waar Paulus skryf, ek dink steeds aan jou opregte geloof. Daardie geloof wat eers in jou ma Lois was en nou in jou moeder Eunice was en ek is oortuig dat dit nou ook in jou is. Eunice het nie die wêreld verander met 'n preek nie. Sy het dit verander deur haar kind. Sy het die woord geleer, sy het geloof geleef en sy het aangehou al was die omstandighede moeilik. So die een Junia het uitgegaan en gedien. Die ander een Eunice het binne gebly en sy het gevorm. Maar in beide se lewens kon ons sien dat liefde gewerk het in die verhoudings wat hulle gehad het met ander. Daar was 'n verbintenis tussen Junia en Paulus en die apostel. Daar was 'n verbintenis tussen Eunice en haar ma Lois en Timoteus. Nou van die begin af sien ons God skep nie mense vir isolasie nie, maar vir verhouding met hom en met mekaar. En wanneer 1 Korintiërs 13 se liefde werk, dan word verhouding gebou. Dit kan nie anders nie. As ons kyk na Junia, hierdie vrou wat Paulus beskryf as 'n uitstaande apostel in haar bediening, sy het nie net gewerk in die huis nie. Haar liefde wat sy het nie net in die huis gewerk nie. Dit werk ook deur haar invloed waar sy was. Om saam met ander te dien, om mense op te bou, om deel te wees van God se werk. Dis wat sy gedoen het. En wat vra dit van ons? Geduld met mense, wanneer jy buite gaan bedien, is dit nie? Dis weer eens, kan julle hoor die liefde. Genade in verskille, nederigheid in ons leierskap. Junia se lewe sê vir ons, wanneer God se liefde werk in die koninkryk, word verhoudings gebou wat die kerk, oftewel die liggaam, sterk maak. As ons kyk na Eunice, die ma van Timoteus, sy staan nie op 'n verhoog nie, sy skryf nie boeke nie, maar sy doen iets baie kragtigs. Sy leef 1 Korintiërs 13 in haar huis uit. Haar liefde was geduldig toe sy haar kind grootmaak. Haar liefde was getrou toe sy God se woord geleer het. Haar geloof is oorgedra van een generasie na ander. En die resultaat was natuurlik 'n jong man wat 'n geestelike leier geword het. So Eunice se lewe sê vir ons, wanneer liefde werk in 'n huis,
word verhoudings gebou wat generasies verander of raak. Julle liefde is 'n keuse wat bou. Hoe meer ek en jy dit beoefen, hoe meer raak dit deel van ons word. Onthou julle het vroeër gesê, liefde is nie 'n weet ding nie, dis 'n word ding. Daar's 'n sê ding, what you behold, you become. Hoe meer ons hierdie liefde inoefen, hoe meer ons dit deel maak van ons lewe, hoe meer word ons hierdie liefde. So ons weet nou teen hierdie tyd, dis nie iets wat ons voel nie, dis iets wat ek en jy lewe. En elke dag kies ek en jy om geduldig te wees, om vriendelik te wees, om nie rekord te hou van die seer nie. En elke keer wanneer ek en jy dit doen, ja, jy's reg, dan bou ons verhouding. En God het hierdie verhouding geskep. Junia het dit in haar bediening gebou. Eunice het dit in haar huis gebou. Miskien is jy soos Junia vandag. Jy bou in jou invloed. Miskien is jy soos Eunice. Jy bou in jou stilte. Miskien is jy 'n bietjie van al twee. Maar waar jy ook al is, wil ek jou uitnooi, laat liefde werk. In jou huis, in jou verhoudings, in jou roeping, in jou bediening, in jou lewe. Want julle, wanneer liefde ontbreek, val verhoudings uitmekaar. Maar wanneer liefde werk, my en jou liefde, word verhouding gebou. En onthou, die Heilige Gees bewerk dit in my en jou. Dis nie uit ons eie dat ons hierdie eers kan doen nie. Ons het 'n helper, wat saam met die Vader en saam met Jesus hierdie pad stap. Wat vir my so mooi is, julle, God is getrou. Hy trek in. Hy trek in sy tempel in my en in jou. En dit is hoekom ons kan kies. Dit is hoekom ons 1 Korintiërs 13 se liefde kan leef. Dit is hoekom ek en jy hierdie liefde kan word. Hoekom is dit so belangrik dat ek en jy hierdie liefde word? Want dis hoe die hemel aarde toe kom. Dit is hoe hemel en aarde met mekaar verbind. Jesus bid, Vader, laat u koninkryk kom. Dis deur my en dis deur jou. En hoekom? Hoekom moet die koninkryk aarde toe kom? Sodat die mense, die wêreld daar buite, die volheid van Jesus kan sien en ken. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom net vanoggend na u toe met soveel verwondering van dit wat u vir ons kom doen het, Here. Heilige Gees, dat u in ons werk, dat u in ons woon, sodat hierdie agape liefde deel kan word van wie ons is. Here, ek bid vir elke man en vrou in hierdie gebou vanoggend. Here, mag ons verstaan dat u verhouding geskep het. U het u self met elke een van ons verbind, sodat ons die hemel op aarde kan vestig. Sodat ons die lig en die sout kan wees. Dankie dat ons weet, ons hoef hierdie nie op ons eie te doen nie. Dankie, Here, dat u vir ons 'n helper gegee het. Sodat ons kan vol staan in ons bediening en in ons lewe. En dit wat ons elke dag aanpak. Want u is met ons en u is vir ons. En ons loof u en ons prys u. In Jesus se naam. Amen.